Middag julle, wat 'n wonderlike voorreg om weer saam met julle te kuier. Vir my lekker koppie koffie gemaak en nou gaan ek 'n paar minute met julle gesels. Vandag wil ek 'n onderwerp aanraak wat die oorsaak is van baie lelike dinge in die wêreld, kan jy eintlik sê. En dis die woordjie verwerping. En verwerping kan jy hoofstukke en boeke oor gaan lees, want dit is regtig die oorsprong van baie goed in die lewe. Wanneer jy verwerping ervaar, kan jy nie liefde wys nie. Wanneer jy verwerping ervaar, haat jy. As jy verwerping ervaar, moor jy. Steel, jy wil steel om iemand se guns te bewys, of jy wil moor omdat iemand meer beteken as jy. En dit maak al hierdie duistere gedagtes in jou wakker as jy verwerp voel. En ek wil met iemand gesels oor Mikal. Mikal het hierdie verwerping ervaar. Ons lees in 1 Samuel vanaf vers 18, of hoofstuk 18, 17 tot 19, en 1 Samuel 3 vanaf vers 12 tot 16, en 1 Kronieke is ons Bybelgedeeltetjies. Baie vroue weet hoe dit is om iemand lief te hê wat dit nie werd is nie. Hy wil haar liefde nie hê nie, of misbruik dit. Dan voel dit vir haar liefde word by haar gesteel. Verwerping is verskriklik. Dit kom sit in jou maag en neem lank voor dit bietjies begin weggaan. Soms bly dit vir altyd, vir ewig. Ek dink baie van die mense in 'n sielsieke inrigting het verseker iewers in hulle lewe verwerping al ervaar. Al is deur 'n ouer, deur 'n grootouer of ouer broers of susters, en dan doen hulle verkeerde dinge, want hulle voel net nooit hulle is goed genoeg nie. Wie raad daarmee wil weet, nie hoop by Mikal gaan soek nie, want Mikal het baie sleg ervaring gehad met verwerping. Sy was 'n prinses, koning Saul se dogter, en natuurlik verlief op Dawid, wat nog Saul se leeraanvoerder was. Saul wou egter van hom ontslaa raak, want hy het bedreig gevoel deur Dawid. Dawid was gewild onder sy soldate, hy was 'n man na God se hart. Toe Dawid uitvind Mikal is verlief op hom, was hy so bly. Want as hy met haar trou, word hy mos deel van die koningsgesin, wat hom nader aan die troon sou bring. Saul is net so in sy skik, want hy eis toe die voorhuide van 200 Filistyne as bruidsprys vir Mikal. Natuurlik glo Saul sal dit Dawid se dood kos, maar Dawid verras almal. Hy kom wel met die bruidsprys daaraan, en Mikal is syne. Maar Saul wil van sy skoonseun ontslaa raak en Dawid moet later vlug. Saul se manne kom hom soek by sy huis, maar Mikal help Dawid wegkom. En wat doen Saul? Hy gee Mikal vir 'n ander man. Ouch. Haar pa het gepraat, hy was die koning. En maak nie saak hoe sy daarteen beklei het nie, sy het nie 'n sê gehad nie. Met ander woorde, sy moes maar laat Dawid gaan. En sodoende word Dawid dan beroof van sy aanspraak op die troon. Dawid en Saul se manne veg nou ernstig. Toe Dawid sien hy gaan wen, laat kom hy vir Mikal terug. Al loop haar nuwe man heelpad huil agterna. 2 Samuel 3 vers 15 tot 16. Sy is mos Dawid se toegangskaartjie tot die troon. Uiteindelik word Dawid koning. Hy gaan woon in Jerusalem met 'n klomp vroue. Nou het hy Mikal nie meer nodig nie. So sy ervaar verwerping, want daar's mos dan nou hierdie vrouens wat hom nou bevredig, so hoekom het hy haar nodig? Hy slaap nie by haar nie, want net nou kry sy 'n kind, wat beteken dat hy aan haar gebind moet wees vir die res van sy lewe. Die sal mos Saul se kleinkind dan ook wees, nie? En Dawid wil juis daardie koningshuis beëindig. Mikal se verhaal staan hoofsaaklik in 1 en 2 Samuel, maar die bittere einde is hier in 1 Kronieke. Wanneer Dawid die ark van die Here met 'n groot fees na Jerusalem toe bring, dans hy vooruit met net 'n skouerkleed aan. Mikal is verleë, verstote, kinderloos en verbitterd. Verwerping. Watter harde woorde sou tussen hulle geval het? Sy dalk vir hom gesê, wat se koning is jy wat voor jou slavinne ontbloot, maar nie voor my nie? Die soort koning wat jou nie meer nodig het nie, kon Dawid terug antwoord. Nou is 'n mens nogal kwaad saam met Mikal. Sy was verlief op Dawid, sy het vir liefde getrou, maar Dawid vir politiek.
Ook hierdie kronikus verstaan iets van haar pyn. Al hou hy vir altyd Dawid se beste kant voor, gee hy ons tog in 15 tot 29 vers 'n sleutel om Michal se houding te verstaan. En sy het hom in stilte verag, weens haar verwerping natuurlik. Ons sou kon sê 'n magtelose woede het by Michal opgekom, want sy was magteloos. Die koning hou haar daar sonder om haar as vrou te erken en weg van haar man by wie sy kinders kan hê. Gelukkig ken ons Jesus se bevrydende bediening aan vroue. Ons leef in die bedeling wat staan onder Efesiërs 5 vers 21, wat sê alle gelowiges, ook die partye in 'n verhouding, moet gelyke respek vir mekaar hê en verantwoordelikheid vir mekaar se gevoelens neem. So julle verwerping is vir my 'n baie ernstige woord met baie tentakels wat uitspruit vir baie goed. Ek dink soms al hierdie dinge wat hulle aan jou kom hang soos narcisme, kom die as gevolg van verwerping. So julle kan regtig bietjie meer gaan lees in Samuel 2 Samuel en 1 Kronieke oor Michal en natuurlik Dawid met al sy baie vrouens. En ek wonder baie keer, was hy regtig toe gelukkig? Kan soveel mense jou gelukkig maak? Ek dink nie. Maar ja, kom ons wees versigtig om iemand te laat verwerp voel. Mooi dag vir julle verder hoor. Tata.